Baie dankie aan die musiekspan, dankie Kenny, so lekker. Ek groet graag ieder en elkeen van die vanmôre in Jesus se wonderlike en verhewe naam. Andermaal is ek dankbaar vir hierdie geleentheid wat ons het om saam te kan wees. And that we have the time just to recall the love the Lord has for us. If you have your Bibles with you, I'm going to ask you to open it if you want to read with us. We're going to read from the book of Matthew, chapter 27. Ek gaan 'n bietjie rondspring volgend. Maar ons gaan lees Matteus hoofstuk 27, ons gaan lees vanaf vers 11 tot 14. Dan gaan ek oorgaan na vers 22 en 23 toe, en dan oor na vers 26 tot 31. Matthew chapter 27, we'll be reading verses 11 to 14. Then we'll be going over to verses 22 and 23, and then verses 26 to 31. Matthew 27 from verse 11, Matteus 27 vanaf vers 11, en Jesus het voor die gouverneur gestaan, en die gouverneur het hom die vraag gestel en gesê, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. En terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die gouverneur hom baie verwonder het. Vers 22, Pilatus sê vir hom, wat moet ek, Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. Vers 26, toe laat hy vir hulle Barabbas los. Maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die gouverneur Jesus met hulle saam in die gouverneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel op hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Kom ons sluit ons oë. Father, we thank you in this very moment for your word. We thank you that your word can find its place to our hearts, Lord. And as you come and you share your word with us, I pray, Lord, that we shall not close the doors of our hearts. Maar Here, dat ons harte wyd oop sal maak, sodat u vandag op die tafels van ons harte kan kom skrywe, dit wat u met ons wil deel. Sal u die prediker wees vanmôre, sal u die een wees wat met ons ontmoet. Sal u my gebruik asseblief net as 'n instrument en Here in en deur hierdie geleentheid verheerlik kom wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teksvers is opgeteken in die boek van Jesaja, die 53ste hoofstuk, die 5de vers, min of meer die middelste gedeelte van daardie vers. The text for meditation is more or less the middle part of Isaiah 53, verse 5, that says, die straf wat vir ons die vrede aanbring, pas op hom.
die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. The punishment required for our well-being fell on him. Ek wil vanmôre se gedagte kom titel, die prys. The theme for this message this morning, the price. The price. The price. The punishment required for our well-being fell on him. Take a few moments and think about this. Consider carefully what the Lord prophesied through the mouth of Isaiah when he said, the punishment required for our well-being fell on him. And as you think about this, let it sink in. And then declare for yourself the punishment required for my well-being fell on him. My punishment fell on him. Matthew gives us a bit of an idea of what unfolded on this day. Even though we read it, we do not merely grasp the magnitude of the price which Jesus paid. Ons lees hierdie gedeeltes in die skrif sonder om naaste by te begryp wat waarlik gebeur het. Dis eers as mens gaan stil sit en hierdie gebeure versigtig oordink en ontleed wat ons 'n idee, en dis net 'n idee begin vorm van die prys wat Jesus op daardie dag betaal het vir die mensdom. Everything that occurred, everything that happened on that day did not happen in the blink of an eye. Jesus was subjected to great torture and suffering from the time that he was captured until the moment he gave his last breath. None of the Gospels provide us with explicit detail to Jesus' suffering. Isaiah, on the other hand, gives us a little bit of a better description of the Lord Jesus' physical condition. When we read Isaiah 53 verses 1 to 5, wanneer ons na die gebeure kyk wat plaasgevind het, sedert die oomblik waarop Judas Jesus verraai het, daar in die tuin van Getsemane, vind ons die volgende gebeure wat plaasvind. And even this
justice or describe vividly what Jesus endured. In Gethsemane word hy gevange geneem. Hulle kom teen hom met swaarde en stokke soos teen 'n misdadiger. En hulle vat hom na die hoofpriester Kajafas toe. Hier word Jesus verhoor deur die Joodse raad. Hy word in die gesig gespieg en met die vuis geslaan. Baie valse getuies staan op en kom in om getuienis teen Jesus te lewer. Hierdie raad gryp na enige grashalm in 'n poging om 'n saak teen Jesus te maak. While all of this is happening, Peter stood on the outside and denied 3 times that he knew him. Then, after Jesus was taken away to the governor Pilate, as the Jewish council declared that he deserves the death sentence, while Pilate found no guilt in him, and was astonished by his silence, while everybody brought every false accusation against him, the crowd turned around to manipulate Pilate into releasing Barnabas and crucifying Jesus. Hierna word Jesus oorgegee om gegeesel te word deur die Romeinse soldate. Die skrif gee nie vir ons 'n presiese syfer nie, maar deur die skrif gelees en na verskillende dinge gekyk, aanvaar ons en glo ons dat hy 39 kere met 'n sweep geslaan was. Die Jode het geglo 40 is te veel. Daarom het hulle nooit tot by 40 gekom nie, want dan sou jy die persoon doodslaan. Jesus was egter nie gegeesel deur die Jode nie, maar deur die Romeine. In hierdie hele proses word hy bespot. Die soldate trek hom aan soos 'n koning. Hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof. Hulle vat 'n stok en sit dit in sy hand. En dan vat hulle dieselfde stok en slaan hierdie kroon net dieper in sy vel in. Hulle spoeg op hom en hulle buig hulle self voor hom neer en hulle aanbid hom. Daarna word Jesus weggelei. Hy moet sy eie kruis dra onderweg na Golgotha, sodat hy soos 'n misdadiger gekruisig kan word. We do not understand what the crucifixion is all about. But the crucifixion by itself was torture. You see, a person that was crucified, the cross was laid on the ground, and the person had to lie on top of the cross. Then you were nailed to the cross. After you were nailed to the cross, hands and feet, the cross was lifted up
and not placed carefully into the hole that was dug for it. The cross was lifted up and it fell into this hole. Dink gou. Hier hang jy. En jy gaan af met 'n vors. Jy het gesien wat my liggaam gedoen het. As jy hang, nog erger. Dit skeur in die vlees. I watched a video yesterday, not related to anything of Jesus, just a random video. A competition of two teams. They got hold of a beam, and this beam was lifted up over a puddle of water. And the idea was to see which member of which team could hold on the longest. Nou, picture dit gou. Hier hang jy aan 'n beam. Iets in die lug. En jy probeer net kyk hoe lank kan jy uithou. Hierdie persone in die video waarna ek verwys, kon maar 'n minuut of 2 hou. Hoekom? Want jou hande raak moeg, jou arms raak lam. En dan wat gebeur? Jy verloor jou grip en dan val jy. Dit was met Jesus glad nie anders nie. Hy het gehang. En dan raak hy moeg. En dan wat probeer jy doen? Probeer jouself optrek. Waarmee? Sy voete. Maar sy voete het nie vasdra plek nie, want dit is vasgenaal met 'n spyker. En ek praat nie van 'n spykertjie nie. En daai spyker skeur in jou vlees. In die arms en in die bene. Al is daar geen sekerheid oor hoe lank al hierdie dinge geneem het nie. Het ek so 'n bietjie gaan nalees, net om 'n aanduiding, 'n indikasie te probeer kry. Die raming wat gegee word, is dat hierdie hele proses, vandat Jesus gevange geneem is, totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het, plus minus 6 ure geneem het. Sy marteling, toe hy met die sweep geslaan is, word geraam om by 'n uur lank te gewees het. En wat ons nie altyd onthou en aan dink, die swepe van daardie tyd is nie net soos 'n sambok wat ons vandag ken. Wat net hierdie ding is met 'n toutjie aan waarmee iemand geslaan is nie. Met 'n paar toutjies gehad. En elke toutjie aan die punt het 'n ysterhaak gehad. En as iemand geslaan was, het die ou geval. En daai yster kies aan die punt met die hakies, haak in die vel in. En dan gaan die een wat die slaag toedeel nie omloop na die ander kant om dit uit te trek nie. Hy bly waar hy is en hy ruk hierdie sweep. En dit skeur deur die vel en die vlees. Plus minus 39 keer. Die psalmdigter beskryf dit en sê, hulle het spore op my rug getrek. Ek wonder of ons met dit alles 'n idee kan begin vorm van die prys
wat Jesus betaal het vir jou en my lewe. Ek wonder of ons 'n idee kan vorm, of begin vorm, van die prys wat Jesus betaal het vir jou en my lewe. Hoekom? Hoekom het Jesus dit gedoen? Waarom? Why did he subject himself to such torture? What would his motive be? We describe it in one word: love. John 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Liefde. Liefde verseker, maar daar's iets meer. Daar's iets meer. Sê gou vir my, as jy iemand lief het, en ek praat van regtig lief het, hoeveel seer wil jy hê met daai persoon deurmaak? Hoeveel seer wil jy hê met daai persoon ondervind? Niks. Jy wil nie hê die persoon moet seer kry nie. Dus doen Jesus wat hy gedoen het, omdat hy ons die straf wat ons verdien wou spaar. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. But that wasn't all. Jesus wanted to prevent us from entering eternity and being subjected to unbroken and continuous punishment. He wanted to save us from that. And therefore, no price was too great to pay. And even today, the Lord does not delay and is not slow about his promise, but he is extraordinarily patient towards you and towards me and towards every other person, as he does not wish for anyone to perish, but that all of us may have eternal life through repentance. 2 Peter 3 verse 9. Alles het Jesus deurgemaak. Alles het Jesus verdra vir my, vir u en vir elke ander persoon. Hy het ons in gedagte gehad en het ons nog steeds vandag in gedagte en is daarom geduldig met ons. Die prys was betaal vir u en vir my en ons. Hoe antwoord ons? Hoe antwoord ek op hierdie prys? So geweldig groot betaal, sodat die straf wat my verdiende loon is, nie na my toe kom nie, maar op hom geval het. Hoe antwoord ons? In Lukas hoofstuk 14 vanaf vers 16 vertel Jesus 'n gelykenis. Hy sê daar was 'n man wat 'n groot maaltyd beplan het. En hy het verskeie mense na hierdie maaltyd toe uitgenooi.
Maar hy sê vir hulle, wanneer die maaltyd gereed is, sal ek julle laat roep. Dan kan julle kom aansit om te deel in hierdie maaltyd. En toe die maaltyd voorberei was, het hy sy dienaars uitgestuur om die genooides te laat haal. En dan sê Jesus in Lukas 14 vers 18, en hulle het hom almal eenparig begin verontskuldig. Every single person excused themselves from joining this feast, the dinner that was prepared. We look at their excuses, the ones that they offered, and we think to ourselves, what rubbish. What rubbish. None of these excuses made sense. But to those who offered them, it was seen as acceptable. My brother, my sister, the problem with excuses are that they are only acceptable by the ones offering them. Excuses are only acceptable to the ones offering them. When the man who prepared the dinner received all of these excuses, he was angered. And he told his servants, go out and find other people, because not one of those who have been invited will taste this dinner. Jy sien, hulle was nie bereid om op te offer nie. Hulle was nie bereid om gereed te maak nie. Hulle was nie bereid om klaar te maak en hulle eie lewe met sy eie dinge af te lê en na die maaltyd toe te gaan wat vir hulle voorberei was en waarheen hulle uitgenooi was nie. Maak nie saak wat die prys was wat hierdie man vir die maaltyd moes betaal nie. En die probleem, my broer, my suster, my vriend, my vriendin, vandag is dat Jesus het 'n prys betaal vir u en 'n prys vir my, en ek was uitgenooi om te kom aansit aan die maaltyd wat hy voorberei, wat hy sê ek gaan 'n plek te berei, en as ek klaar plek berei, sal ek julle kom haal om te wees wat ek is. Maar daar's mense met verskonings, daar is ek, daar is u wat verskonings aanbied oor hoekom ons die Here nie kan dien nie. Oor hoekom ons aanbidding nie altyd volkome kan wees nie. Oor hoekom ons nie die prys sal betaal nie. En ons bied verskonings aan wat net in ons eie ore aanvaarbaar klink. Jesus het die prys betaal. Jesus het die prys geword vir elke mens op aarde. Ons betree week waarin ons as kinders van die Here hierdie dinge in herinnering roep. Terwyl ons sy prys in herinnering roep, in gedagte bring. Terwyl ons dit oorweeg en dit oordink, vra ek jou vanmôre die vraag in myself. Hoeveel betaal ons? Hoeveel offer ons op? Om
seker te maak dat ons gereed is vir die dag wanneer die roep kom. Die maaltyd is voorberei. Die maaltyd is gereed. Is dit wat ons doen? Genoeg. Weeg dit vanmôre op. Dit gaan nooit opweeg aan die prys wat hy betaal het nie. Kom ons maak vrede daarmee. Ek kan nooit doen wat hy gedoen het. A few years back I read about a guy that every time this year he goes out, he's got a cross in his garage, and then he crucifies himself literally to the cross. I don't know for how long he then hangs there. That's not what Jesus called us to do. Hy het die prys betaal eenmaal en vir altyd. Ek hoef nie daai prys meer te betaal nie. Daai prys betaal ek nie, maar ek moet my kruis opneem. Ek moet myself verloon as ek hom wil volg. Om die Here te dien is nie net om te sê ek het vrede, want die prys wat ek moes betaal het op hom gegaan nie. Nee, dit kos my ook 'n prys. Hoeveel is ons bereid om prys te gee? Hoeveel is ons bereid om op te offer? En hoeveel berei ons voor vir sy koms? Ek wil afsluit vanmôre en jou vra, are you willing to pay the price? Whatever the Lord asks of us, are you willing to pay the price? It's not always in what I give, but it's much more in what I do. Samuel said to King Saul, obedience is worth much more than sacrifices. God verlang gehoorsaamheid. Die roep van die Here het uitgegaan. Maar antwoord ek en u daardie roep. Die Here het ons geroep om hom te volg. Die Here het ons geroep om hom aan te neem. Die Here het ons geroep om hom gehoorsaam te wees. Deel van daardie gehoorsaamheid is om hom lief te hê met ons hele hart, hele siel, hele krag en hele verstand. En ons naaste soos onsself. Deel van daardie roep is gaan uit en maak disippels van al die nasies. Doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat die Here ons leer. Is ons bereid om die prys te betaal? Of bied ons die verskonings aan wat vir God nie water dra nie? Jesus paid it all. He did not hold back. We sang about it this morning. He paid it all because he had you and me on his mind. Are we willing to pay the price? He asks, my son, my daughter, give me your heart. Are we willing to give him our hearts? Or are we only giving a portion thereof? Let's close our eyes. Here, soveel maal hoor ons die stem. Ander kere, Here,
ons verbygaan. Here, U het egter geen steen onaangeroer gelaat om seker te maak dat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed hê. And the life that you came to give us, Lord, is not only a life limited to this earth, but it is life eternally, which you prepared for us, Lord. And you call us there too. And I pray today as we listen to your word, that we shall receive it, that we shall examine our own lives to determine, Lord, am I willing to give up what I hold so dear and close, that is actually standing in the way between you and me. Paulus sê, Here, dat dit wat vir hom belangrik was, het hy as niks, as waardeloos beskou om u te verkry. Here, dan niks sal wees wat ons sal verloor om u roep te antwoord. Die prys wat u betaal het te beantwoord met dit wat ons moet doen om ons lewens in lyn met u te hê, Here. Ons lewens met u versoen te hê en dit te sien dat ons reg is met u. Here, waar ons verskonings aanbied, vergewe ons. Dis maklik. Ek is moeg. Dis maklik. Ag, ek voel nie te lekker nie. Dis maklik. Ag, ek is besig. Dis maklik. Ag, Here, nou is nie die regte tyd nie. En Here, net soos in Lukas 14 van die verskonings, Here, nie aanvaarbaar was en nie water gedra het nie, is ons verskonings ook baie daar. Please forgive us. Please cleanse us. Wash us in your blood and make us whole again. I pray this in Jesus' name.